Goed, nee, okay, dan my boodskap vanoggend is 2 stemme. Nou dit klink nou nie, dit is nou nie ons is nou nie met skizofrenie hier so besig nie. So julle kan dit relax. Ja, so maar vanoggend toe ek nou gou so weer 'n bietjie deur die notas gaan, so julle kan so lank blaai na Genesis 32 toe. Genesis 32. En ons gaan so 'n bietjie vandag net so 'n bietjie 'n journey, as dit okay is met julle, oor Jakob. Ek gaan net so 'n paar highlights gee nou, maar toe ek nou lees vanoggend en nou die so 'n bietjie kyk na die tema vanoggend van die 2 stemme, toe dink ek aan oom Harry wat altyd die grappie vertel het van die ou wat met 'n lorry gery het met 'n klomp varke agter op die lorry. En toe hy so om 'n draai kom van die berg af toe, glip die brieke en hy's daar af van die kraans af. En hy's in 'n koma en hy word wakker uit die hospitaal uit na ek weet nie hoe lank nie, en die nurse kom daar hom toe en sy sê vir hom, "Hoe voel jy meneer?" En hy sê, "Man, ek wil net by jou 'n vraag vra. Kan varke praat?" En sy besef, maar hierdie man, dit gaan nie goed met hom nie. Sy spyt hom dat hy slaap. En hy word later wakker. En toe hy weer wakker word, kom die nurse nader en hy sê, "Hoor iemand, skus net, jy moet net vir my 'n vraag antwoord. Kan varke praat?" En sy besef, hy het nog rus nodig. Hy's nog nie reg nie, sy spyt hom sommer klaar. Nou, dit het so 'n paar keer gebeur, en die een keer, toe hy nou weer wakker word, en die nurse kom so nader, en hy sê, "Voor jy my spyt, laat ek jou net 'n vraag vra." Sy sê, "Hoekom vra jy jou varke kan praat?" Hy sê, "Man, toe ek daar om my draai kom, toe hoor ek die varke sê, breek, breek, breek." Ja, maar dit is nie daai stemme wat ons hoor vandag nie. Yes, nou ons het vandag met 'n doel begin met 'n ou koortjie waarmee ek groot geraak het, en dit is I'm a new creation. Nou wie van die wil vir my 'n groot raaiskoot vat? Waar staan dit in die Bybel? Mooi, 2 Korintiërs, jessie, julle is slim. 2 Korintiërs hoeveel? 5, jessie, baie mooi. Vers 17, jessie, julle is slim vanoggend, hoor. Julle oortref julle self vanoggend. Goed, 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, "Ek is 'n nuwe skepping, die ou dinge het verbygegaan," en dan sê hy hierdie woorde, "Kyk." Met ander woorde, slaan ag daarop, dit het alles nuut geword. Amen. So geliefdes, as ons in Christus is ons 'n nuwe skepping. Nie een sê amen nie. Dis die eerste keer in julle lewe wat julle dit hoor. Goed, so ek preek nou vanoggend vir ouens wat nou dit die eerste keer hoor. As jy in Christus is jy 'n nuwe skepping. Ag, help my gou, my vrou, sê net amen. Dankie. Goed, die ou dinge het verbygegaan. Die ou Etienne leef nie meer nie. Hy's dood. Hy's begrawe saam met Christus in die doop, en hy het opgestaan in 'n nuwe lewe in Christus Jesus. So prys die Here daarvoor. So maar geliefdes, ons het nou nog 'n lied gesing vandag met 'n doel, en dit is I am your beloved. You have bought me with your blood. Amen. Wie van julle glo dit? As jy stil wil wees, steek net ten minste jou hand op vanoggend as jy dit glo. Goed, en dan het ons gesing, and on your hand you have written out my name. Nou het jy geweet, dit staan in die Bybel dat ons name in God, in Jesus se handpalms gegraveer is. Nou dis die hart, kom ons huil 'n bietjie daaroor. Amen. Nee, nou moet julle nie amen sê nie, nou moet julle sê prys die Here. So dit gaan nou so, amen. Nou daar's 2 skrifte, ek quoteer dit net gou sommer vir julle kan dit self loop lees, maar in Openbaring 2 vers 17 en Openbaring 3 vers 12 sê, die dag toe jy, en ek meen die woord is vir ons vol daarmee, ons besef dit net nie, maar die dag toe jy in Christus ingekom het, toe jy 'n nuwe skepping geword het, toe jy weergeboorte geraak het, toe jy 'n nuwe naam gekry. En jou naam is in die hemele geskrywe. Jesus sê vir die disippels, hy sê, wees bly dat julle name in die hemele geskryf is, en julle name is op sy handpalm gegraveer. Jy het 'n nuwe naam gekry. Amen. Halleluja. Is dit nie so? God kyk nie, en hy noem jou nie sommer net die bynaam wat jou vriende jou op skool genoem het nie. Daar's 'n destiny, daar's 'n nuwe naam.
Ek onthou toe ek kom uit die Volle Evangelie Kerk uit en ek onthou die ou Pinksterkoortjies en daar was altyd van daai songs wat ek vandag nog onthou wat so powerful, wat so in my hart vasgeslaan het. En ek en Irina praat gisterand, dan onthou ek as kind altyd hoe hulle dit so gesing het en my ma het altyd die liedjie gesing. Ek weet nie wie van julle kom uit die ou Pinkstergeleedere uit. Dankie. Nou daar was 'n ou liedjie wat gesê het, there's a new name written down in glory and it's mine. Oh yes, it's mine. Kom ons sê dit gou vir die Here. There's a new name written down in glory. Halleluja. En ek kan nou nie altyd die res onthou nie, maar ek onthou nie daai bewoording en dit het vasgeslaan in my hart, geliefdes. So jy het 'n naam in die hemele wat kosbaar is. Nou hoekom sê ons dit nou vandag? Daar was 'n ou gewees in die Bybel met die naam van Jakob en Jakob is gebore en hy en sy broer Jakob en Esau en ons ken vir Jakob en Esau en toe hy gebore is, toe hy sommer met geboorte al sy broer in die hakskeen beet gehad en so noem sy ouers hom sommer Jakob en ja, ek wil nou graag vir julle die grappie vertel van die ou wat sy kind se naam Jakob gegee het, maar ek gaan nie. Okay, want my vrou sê nie moenie, maar goed, kom ons gaan aan, maar in elk geval, nou vanoggend is 'n uitbeelding. Vanoggend is 'n uitbeelding van die battle in jou gees, en die battle binne in ons as mens, tussen die gevoel in aanhalingstekens, tussen die gevoel wat 'n mens het en die waarheid. Wie van u weet, dis 'n continual battle tot die dag wat jy doodgaan. Dit bly 'n continual battle tot die dag wat jy doodgaan, die battle tussen die vlees en die battle tussen jou nuwe natuur. Goed, ek onthou daar Walvis was daar 'n vrou gewees, sy as sy kwaad raak en sien sy voel hoe staan sy daar uit die graf uit op. Die ou ek, dan wil ek reageer. Maar in elk geval, so is Jakob gebore en wie van julle weet wat beteken die naam Jakob van die Bybel? Bedrieër. Nou, ek het een keer loop kyk, toe sien ek dat daai beskrywing van bedrieër is 'n ligte stelling. Die eintlike woord daarvoor is, die Engels sê dit mooi, hy sê 'n supplanter. Nou 'n supplanter, as jy dit gaan kyk, beteken eintlik dis 'n onderkruiper. Joe. So hierdie man was slinks, stem jy saam? En so kry Jakob, het hy 'n slinkse geaardheid gehad in die ou natuur en hy bedrieg sy broer Esau en hy vlug na Laban toe en hy werk vir Laban en na 20 jaar kan hy nie meer en hy besef die bedriegery van, ek meen hy kry sy eie medisyne terug en Laban bedrieg hom aanhoudend en in Genesis 31 toe besef hy dis nou tyd vir hom om te vlug. Maar in elk geval, en hy kom terug en hy ontmoet met God. Want aan die ander kant toe hy terugkom na sy eie land toe wag Esau in aanhalingstekens sy verlede. Onthou geliefdes, vir die van julle wat nou vandag vir die eerste keer hier is, ons sê altyd, en luister gou mooi, ons kan nooit die Ou Testament verstaan, as ons dit nie lees uit die bril van die Nuwe Testament nie. 1 Korintiërs 10 sê, die Ou Testament is heenwyses en is voorbeelde en is die skade wees, dit het regtig gebeur, maar op dit wat vandag vir ons betekenis het. En as ons dit lees deur die bril van die kruis, gaan 'n nuwe wêreld vir ons oop. Nou, so kom hy terug na sy eie land toe, en hy weet, hy face sy verlede. Nou goed, en hy sien Esau kom, en hy kry die nuus, Esau kom, en hy kom nie sommer net vir hom tegemoet nie, hy kom sommer met 400 man, kom hy vir Jakob tegemoet, en Jakob weet sy moeilikheid is geboek. Amen. En hy besef, hy het God nodig. En in Genesis 32 het Jakob met die engel van die Here, nou as ons, ek gaan nou nie in detail gaan nie, die manne wat altyd Vrydag kom bid, weet dit nou al mooi, so hulle verstaan dit nou al mooi, as die Bybel vir ons verduidelik, van 'n engel van die Here, of 'n engel, dan was dit 'n engel, maar in die Ou Testament, as dit verwys na die engel van die Here, en daai Here is alles hoofletters, is dit Jesus. Goed, so dis Jesus geïnkarneer in die Ou Testament. So dis 'n groot teologiese ding, maar believe me,
Dit is nou, so dit is wat, so kom Jakob te doen met Jesus in die Ou Testament. Nou vers 24, maar Jakob het alleen agtergebly en 'n man, julle sal sien daai 'n man is met 'n hoofletter, dit is Jesus, het met hom geworstel tot dagbreek. En toe hy sien dat hy hom nie kon oorwin nie, slaan hy hom op die heupbeen sodat die heupbeen van Jakob uit lid geraak het in die worsteling met hom. Julle sal sien, hom is heeltyd in hoofletters. Toe sê hy met 'n hoofletter, laat my gaan, want die dag het gebreek, maar hy antwoord, ek sal u nie laat gaan, tensy u my seën. Wat 'n honger, wat 'n roepe na Jesus, wat sê, ek sal u nie laat gaan, totdat u my geseën het nie. Ons het, Vrydagoggend het André vir ons hier so mooi uitbeelding gehad, van die vrou wat in bloedvloeiing gelei het, en daai desperaatheid binne in haar, daai honger binne in haar, wat sy gesê het, ek soek hom, en dit is so in teenstelling, en toe deel ek het met die manne, hoe hartseer ek gesien het in die lewe in, dat die bedrieglikheid in die kerk van Jesus vandag, dat mense die idee het om te sê, as God wil, sal hy my gesond maak. Ouens, daai vrou in bloedvloeiing kon ook maar gesê het, as God wil. Maar daar is iets soos die spesifieke krag van God, wat jy moet gaan soek. En dit is wat hierdie man gesoek het, dit is Jakob se ontmoeting, dit was die sukses, dit was die sleutel van hom gewees, en kinders van die Here vandag het hulle honger vir Jesus verloor. Hulle het hulle desperaatheid verloor. Dis hoekom Jesus gesê het, as iemand dors het, laat hom my nou kom. Hy sê nie, as iemand sommer net sê, as die Here wil nie. Goed, julle gaan dit nou verstaan. Hy sê, en hy vra hom, wat is jou naam? En hy antwoord, Jakob. Hy antwoord, bedrieër. Hy antwoord, 'n onderkruiper. Dis wie ek is, dit is wat my naam is, dit is wat my vriende, dit is wat my almal my noem, dit is wie ek is. Toe sê hy, met 'n hoofletter, hoor nou hierdie woorde, jy sal nie meer Jakob, onthou dit was die seën, hy het gesê, jy moet my seën, en wat was die seën wat hy vir hom gegee het? Hy het sy naam verander, hy het gesê, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het geworstel met God en mense, en het oorwin. Nou ouens, ek het nie tyd vir oggend om al hierdie goedes te deel met u nie, want dit is eintlik 'n geweldige ryk bewoording, wat deur Jesus hier vir Jakob, of vir u, of vir my sê. Hy sê, jy sal nie meer bedrieër genoem word nie, maar Israel, en wie van julle weet, wat beteken die naam Israel? Moet nou nie so stil wees nie, prins van God. So God sê vir hom, jy sal nie meer 'n bedrieër wees nie, maar jy sal van nou af 'n prins van God genoem word. En hy kry 'n nuwe naam. Hy kry 'n nuwe naam. Geliefdes, jou verlede het nie meer 'n naam nie. Die Bybel sê, as jy in Christus is jou lewe verborge voor God. Halleluja, jou verlede is uitgewis. En nou sê Jesus hier vir hom, hy sê hierdie woorde, want jy het met God geworstel, en jy het met mense geworstel. Nou geliefdes, daai God, met wie hy geworstel het, is Jesus, is die engel van die Here. As jy gaan kyk na daai vers 31 en 32, sal jy sien dat Jakob vir die res van sy lewe mank geloop het. En as jy met God kontak gehad het, en as die Here ingryping in jou lewe het, sal jou wandel vir altyd verander. Dankie Tannie. Nou nog 'n ding. Hy sê so, hy het met mense geworstel. Met wat was hy, wie was hy mense, met wie Jakob geworstel het? Dit was twee mense in sy lewe. Die een was Esau, sy verlede, en die een was Laban. Geliefdes, ander dag gaan ons, sal julle graag wil hê, ek moet ander dag hieroor gesels. Het jy geweet, die skok, tyd, ek kan nie nou skok vandag, tyd genees nie. Daar is 'n uitdrukking wat sê, tyd genees, dis nie waar nie. Amen? Wie van die weet, dis nie waar nie. Wie van die weet, Jakob, 20 jaar later, 20 jaar het hierdie tyd geloop, en hy het gedink, tyd sal genees. Tyd het nie genees nie. God gebruik Laban se aggressie om Jakob uit te druk en te sê, gaan face jou verlede. Wow. So Jakob was sy verlede, en Laban was iemand wat, kom ek sê so, Esau symboliseer
Jakob se fout? Wie van u het al 'n fout gemaak? Wie het iemand al kwaad gemaak? Wie kan eerlik wees en dank die Here vir genade vandag. Maar geliefdes, hier's nie een van ons wat hier sit vandag wat nie 'n Esau in jou verlede het nie. Maar almal van ons het ook 'n Laban in ons lewens. 'n Esau is die persoon vir wie jy bedrieg het. Laban is die een wat jou bedrieg. Die een wat jou seermaak. En jy moet met al twee worstel totdat jy oorwin. Daar's mense wat jou seermaak totdat jy en dit kan jou battle en dit kan jou lifetime battle wees tot die dag wat jy klaarmaak daarmee. Amen. Tot die dag wanneer jy afhandeling kry daarmee. Maar hiervan vertel ons 'n ander dag. Halleluja. Die Here die boek Johannes sê vir ons daar's 3 fases in ons groei van kind, van jongman na vader, en dan noem hy dit in 1 Johannes 2 vers 12 en dan noem hy hierdie woorde. Hy sê 'n jongman, wat is 'n jongman? Hy sê dis een wat die bose al oorwin het. Dis een wat al oorwinning gehad het. So die Here komplimenteer vir Jakob eintlik. Hy sê Jakob, ek is trots op jou. Isabel, ek is trots op jou, Mariette, ek is trots op jou. Jy het battles gehad. Jy het Esaus in jou lewe gehad. Jy het Labans in jou lewe gehad. En jy het by 'n punt gekom wat jy oorwin het. Jy het oorwin. Nou tik gou iemand laat die skilfers waai, dan sê jy vir hom, ek het oorwin. Halleluja, nou tik hulle, wonder hulle, want party wonder, het ek regtig oorwin? Geliefdes, dis 'n challenge vir oggend. En die Here verander hom in 'n nuwe natuur en geliefdes, dit is eintlik so amazing wat hier gebeur het. Maar nou, lek gou jou vinger en dan blaai jy na Genesis 37 toe. Nou in Genesis 37 gebeur 'n vreeslike ding. Life happened, so gaan aan, want wie van u weet, jy het 'n ontmoeting met God soos wat Jakob, maar die lewe gaan aan. Eina. Nou die lewe gaan aan en dan gebeur dinge in ons lewens wat ons nie beheer altyd oor het nie. En so gebeur dit dat Josef, sy geliefde seun, ek meen, jou seun dui op jou toekoms, dit dui op jou legacy, dit dui op jou droom, dit dui op dit waaroor jy droom, dit wat vir jou iets is waarvan jy droom. En hy kry die nuus, hy's dood. Nou geliefdes, pos net gou. En ek kyk vandag in terug na die storie en ons weet Josef was nie dood nie. Hy was sy kinders, sy seuns het vir hom gelieg oor Josef se dood. So die droom is nooit dood nie. Halleluja daarvoor, kan ek dit vandag net weer vir jou sê, jou droom is nie dood nie. Jy is net voor gelieg, toe vir jou gesê is, jou droom is verby. Nou op my notas het hier gestaan, nou gaan julle sê, prys die Here. Ouens, maak dit sin vir oggend, jou droom is nie dood nie, die omlewe leer vir ons, omstandighede leer vir ons, jou droom is dood. Maar dit is nie dood nie, maar wat gebeur? Jakob kry die nuus en in vers 34 Genesis 37 vers 34 sê, toe skeer Jakob sy klere toe hy hoor sy seun is dood en trek 'n roukleed om sy heupe en hy het oor sy seun gerou baie dae lank. Vers 35, en al sy seuns en al sy dogters het moeite gedoen om hom te troos. Hoor nou hierdie woorde, maar hy het geweier om hom te laat troos. Nou ander dag, die van julle wat onthou het ek 'n boodskap gebring oor die simptome van 'n verwonde siel. En as dat dit van die van julle hom nie, ons kan hom vir julle op die groep sit, laat julle dit weer luister. Die simptome van 'n verwonde siel is iemand wat nie troos kan ontvang nie. Nou hy sê so, hy het geweier om hom te troos en hy het gesê, hoor nou hierdie woorde, wat sê Jakob? Nee. Sê gou sommer, okay, julle hoef nie te sê nee nie, maar Jakob sê nee. Gee ag op, wat sê Jakob se siel vir God en vir sy mense? Nee. Vanuit sy pyn uit. Trerende sal ek na my seun in die doderyk afdaal. Nou ek het
een keer gaan lees in die Etienne vertaling. Toe sien ek, daar staan, hy sê, ek het niks meer om voor te leef nie. Want dit is eintlik wat hy daar sê, my seun is dood. Hoekom moet ek nog opstaan vanoggend? Hoekom moet ek nog aangaan? Wat is die doel hoekom ek opstaan? Ek het jare terug eendag gehoor van 'n ou wat by 'n graf gekom het, toe sien hy daar staan, hier lê sis en so, gesterwe in 1983, begrawe in 1986. En toe hy nou navraag doen, toe kom hy agter, maar dit is die gemeenskap wat hom begrawe het, dit was 'n loner gewees, en die ou, toe sê hulle, daai ou het 3 jaar terug al reeds opgehou leef. In sy kop, in sy gemoed. Hy is nou eers begrawe, hy is nou eers fisies dood. Maar geliefdes, hoe baie mense is, soos die uitdrukking sê, a dead man walking. Wat hulle voel, hy het alles verloor. Ek het hier geskryf, toe kom 'n knou in Israel. Onthou, God kom, toe kom 'n knou in Israel se lewe en hy sê, ek het niks om voor te lewe nie. Jy, Israel, wat dan 'n tyd terug met God ontmoet het. Jy, Israel, wat so 'n hero in die gees in die hemele was, dit laat dink ons aan Dawid. Een oomblik is hy 'n hero, is Dawid 'n hero wat Goliat doodmaak, en die volgende oomblik is hy 'n zero wat vlug vir sy lewe. Dit is die kontraste van die lewe. Een oomblik is Jakob, verander hy na Israel, en God sê vir hom, ek is trots op jou, my seun, ek is trots op jou, jy het gewen, jy het oorwin, ek is trots op jou, die hemele is trots op jou, en die volgende oomblik kom 'n ding hier van die kantlyn af, wat hy nie verwag het nie. Nou, dit het nog nooit met julle lewens gebeur nie. Iets waaroor hy nie beheer gehad het, en hy hoor sy seun, sy droom is dood, en hy hoor en hy sê hierdie woorde, ek is verby, ek het niks meer om voor te leef nie. En ek het dit al hoeveel keer in my lewe gesien, in mense se lewens, en die ergste is, ek het dit al vir myself ook al gesê. Maar ek weet julle het dit nog nooit gesê nie. Ek weet julle het nog nooit hierdie gevoel gehad van hoekom het ek rede om op te staan vanoggend. Maar geliefdes, die boodskap vanoggend is 2 stemme. Hy sê, Here, volgende oomblik sê hy hierdie woorde, hy sê, ek het niks om voor te leef nie. Ek het hierby geskryf, my Bybel in rooi, in my boek in rooi, pyn, hoor nou mooi, pyn, laat jou vergeet, en trek jou fokus weg van God se beloftes, en die verandering wat hy gedoen het. Is dit die waarheid, ouens? Pyn het 'n vermoë, het 'n manier om ons fokus net so 'n bietjie weg te draai van dit wat God gedoen het. God het jou verander. Die Here het 'n droom. Jy sê, Jakob, weet jy wat die Here gedroom het? En is maklik vir my en u vandag om te sê, dit was 'n leuen gewees. Sy seun was nie dood nie. Maar net so vandag, geliefdes, is dit 'n leuen. Jou seun, in aanhalingstekens, is nie dood nie. Maar hy lyk vir jou dood. Hy het gehoor hy is dood. Jy sien dit lankal nie meer nie. Ons weet vandag, sy seun, God had a greater plan. Hy het dit nie gesien nie. En hy het gesê, it is finished with me. Hierdie hero, die vader van Israel, die vader van die grootste nasie op aarde, die vader van die uitverkose volk van God op aarde, Israel. Hier sit die aartsvader wat 12 seuns gehad het, en uit hom het die 12 stamme van Israel gekom. Ek meen, Jakob, ons kyk vandag terug en ons kyk na die nuwe Jerusalem, sien ons die 12 poorte verwys na die 12 stamme en die 12 apostels en die 12 alles, en ons sien net die grootsheid van dit, maar ons besef nie, maar hierdie ou, sê saam met my, na dit, toe knou die lewe hom, en toe gaan sit hy en hy sê, ek het niks meer om voor te leef nie. Geliefdes, hy het nog baie gehad om voor te leef, hy het iets gehad, naamlik u en my, want hy was die aartsvader van Israel gewees. Nou kom ons gaan verder.
Okay, blaai gou saam met my verder na Genesis 42 toe. Na Genesis 42. So gebeur het intussen tyd. Nou ken jy die geskiedenis, hopelik, van, is nou jammer André hulle nie hier is vanoggend nie, want hy het ander dag vir ons so mooi uitbeelding oor Jakob oor sy lewe gegee. Maar so gebeur die lewe en Jakob het besluit, hy amper sê hy voeter nou maar net voort, hy ploeter voort, hy gaan nou maar net aan en hy's nominale ou sonder enige destiny, hy het nie 'n rede hoekom die Here so groot droom oor hom gehad het nie, daai droom wat hy die huis van die Here in Genesis 28 gesien het verlore gegaan, hy het niks meer nie, ag nee, wat die roeping van God het verdwyn, God het verander, God voel nie meer oor hom nie ensovoorts. Maar nou weet julle, dit is maar net ouens in die bediening wat dit voel, dis nie ouens op alledag vlak wat dit ook voel nie. Goed, dis net partykeer dat Irina vir haar ou man moet kom sê, luister, God bly dieselfde, die God wat jou geroep het daai tyd, het nog steeds, hy is onverander, die roeping van God, Romeine 11:29, die genadegawe van God en sy calling on jou lewe is onberoudelik, hy sal nie verander nie, jaag maar, hy het maar verander, want ek voel nou nie meer so nie, kyk wat het gebeur in my lewe, kyk dit, nou weet julle, ek praat uit my eie lewe uit, amen, maar kom ons probeer dit so prakties en verstaanbaar as moontlik te maak vir oggend. My geliefdes, so is dit die hongersnood en Josef is hierdie groot man in Israel. En sy broers kom hier voor hom en hy hou sy pous. Het was so mooi, ons het ander by die kuieraand gesels oor elke nou en dan dat Josef eers moes een kant toe gaan, dan gaan hy eers en dan kry hom reg en dan vys hy sy broers en die liefde wat daar vir sy broers was, maar sy broers weet nie, dit is hierdie Josef nie. En hy sê hierdie woord, hy sê, maar waar is die ander seun, Benjamin, wat julle so van praat, nee, hy is by my pa, gaan haal hom eers. En so gaan die broers terug na Jakob toe, terwyl hy sulk in Israel, in die hongersnood. Die 7 maarjare. En hulle sê vir hom, daai ou sê, jy moet eers vir Benjamin stuur, en dan kan ons dalk in aanmerking kom vir kos. En wat gebeur in Jakob se mondering? Rooi alarms. En wat sê hulle? My een kind is al klaar dood, ek gaan nie nog my ander kind ook laat doodmaak nie. En hy sê, nou huis. Maar hoor nou hoe geliefdes, hoor nou hierso. En ek bid, laat u nou, as u hierdie ding verstaan, laat u sal sê, wow. Is hy gereed? Josef kry die nuus, en hy moet nog 'n seun afstaan. Vers 36, daarop sê Israel, kyk in jou Bybel, kyk, moet nou nie vir my kyk nie, kyk daar in jou Bybel, wat staan daar, vers 36 sê, daarop sê Israel. Dankie Heinrich, jy is een ou, dankie, jy is wakker, hoor. Nie betyker. Nee, sê wat staan daar? Wat staan daar Israel? Ja, daarop sê Jakob, ek dog sy naam het verander na Israel toe. Ek dog sy naam het verander. Wie praat hier? Die ou natuur. Die ou Etienne staan op. Hoekom? Want pyn, wat doen pyn? Dit laat jou vergeet wat God gedoen het. Dit trek jou fokus weg. En die ou Etienne, die ou natuur staan op en hy sê, nee. Hoor nou wat sê hy? Daarop sê Jakobs, 1, 2, 3, daarop sê wie? Wat sê God van sy naam? Hy is Israel, maar wie praat nou hier? Is dit Israel wat praat? Dis dieselfde mens. Maar is die ou Etienne wat skielik praat. Dis die ou stem, die stem Jakob. En hy sê, hulle vader vir hulle, julle beroof my van my kinders. Klink dit bekend? En Simeon is weg. En Benjamin wil julle wegneem. O ja, hy het nog vir Simeon ook daar gehou. Skus, is die derde kind. Skus ek. En hoor nou hierdie stelling wat
Jakob, nie Israel nie, Jakob maak. Hy sê 1 2 3, alles is teen my. Ek weet julle het dit nog nooit gesê nie. Geliefdes, wie van julle het al so gevoel? Die lewe is net teen my. Alles is teen my. Geliefdes, yes, was God al die tyd in die prentjie? Het God hom verlaat? Nee, God was daar. God had a greater plan. Maar geliefdes, pyn maak dat ons God nie meer sien in die prentjie nie. Hy was so seer en hy het die woorde gesê, en as jy gaan aanlees daaroor, sê hy die volgende woorde, wat ek hierso sê is, toe praat die natuur van die vlees, ek skryf hier die ek-faktor, en hy sê, alles is teen my, 2, daarom nee. Tweedens, het jy hom daar? Nee. Dit is Jakob wat praat. Nee. En wat sê Jakob? 1, alles is teen my, 2, nee. Nou huis, ons sal maar hier aangaan, en ons sal maar aanploeter. Ons redeneer God uit die sprentjie uit, ons sal alleen aangaan, of God met ons is, en of dit nou honger is, ons sal oké wees. Maar ouens, 43 vers 1, wie is die God van die aarde? God. Moenie vir my sê die duiwel nie, die duiwel is nie die God van die aarde nie, skrif sê hy is die God van die wêreld. Die wêreld, daar is 'n groot verskil tussen 'n wêreld wat 'n sisteem is en die fisiese aarde. Hierdie aarde behoort aan God, Psalm 24 en die volheid daarvan. Wie is die God van die natuur? Wie is die God? God is in beheer, stem jy saam? En hy hoof 43 vers 1 sê, en die hongersnood was swaar in die land. Wie het agter daai hongersnood gesit? Die duiwel. Wie van u wil sê, God het agter daai hongersnood gesit, as dit nou vir jou 'n shocker kan wees? Wie van u wil saam met my stem en sê, God het voor die tyd gesê, daar gaan 7 vetjare en 7 maarjare wees, but God had a plan. Kry alles, daar is genoeg kos in Josef se skure, moenie worry nie. Al is die hongersnood daar, ek bewaar julle en ek help julle en ek voorsien vir julle, dis reeds daar so in die skure. Die skure is klaar vol. Maar jy, o Jakob, sien dit nie, want jy kyk vas in jou pyn. En jy dink jy sal self regkom. En God sê, God het nie 'n engel gestuur om vir Jakob te sê, my seun, staan op en gaan Egipte toe nie. Dit gaan tot julle redding wees nie. God gebruik 'n hongersnood om hom op sy knie te bring. En die omstandighede, ek het hierby geskryf, toe praat, God dwing Jakob, jou ou natuur, reg? God dwing Jakob, jou ou natuur, om te reageer. As ek nie reageer nie, gebruik God die ou seisoen om my uit te druk in die nuwe seisoen in. Jakob was overtime by Laban, en die skrif sê, skielik, die volgende oomblik, toe sien Jakob, in Genesis 31 vers 2, toe sien Jakob, ek kan nie meer langer hier, dit gaan my dood veroorsaak. Geliefdes, as ek te lank talm, om aan God gehoorsaam te wees, kan dit baie detrimental in my lewe wees. God dwing Jakob om te reageer, die God van die natuur dwing die vlees op sy knieë. Kan ek het weer sê, die God van die natuur, God het agter dit gesit, en God kom by 'n punt, wat hy vir Jakob laat besef, Jakob, jy het nie 'n ander keuse as om ja te moet sê nie. Nou, kom nou Yusuf, en Jakob, en hulle sy seuns kom na Jakob toe, en hulle sê vir hom, onthou, God het hom Israel genoem, en hier praat Jakob, en sy seuns kom, en hulle sê, pa, daar is niks meer oor nie, ons het nie 'n ander keuse nie. Vat gou Johannes so aan vryfie, hoor gou die dromme, soos die in die sirkusse, wat nou, hier kom het nou, vers 6, kyk nou, nie vir my nie, kyk nou in jou Bybel, wie praat die volgende oomblik, toe sê Israel,
Sê gou saam met my, wow, wow, wow. Dis dieselfde mens. Dis dieselfde mens wat praat. Een oomblik praat Jakob en die volgende oomblik praat Israel. En wat sê Israel? Hy sê, hoor daar vers 11, hy sê, toe het Israel hulle vader gesê, as dit so is, doen dit dan. So in plain Afrikaans, ja. Die volgende oomblik sê hy ja, vers 14 sê, en mag die God, die Almagtige, julle barmhartigheid verleen by die man, en julle ander broer Benjamin saam met hom laat trek, hoor nou mooi, en hy sê, en ek, as ek van my kinders beroof is, dan is ek beroof. Wat hy eintlik daardeur sê is, let God be God, of eintlik sê hy daar, let go, and let God have his way. Maar wat sê hy hier, so hierdie ouens geliefdes, hoor nou gou mooi, hierdie begrip, mag God, sê gou saam met my, mag God, is nie, ons westerse vertaling het dit baie afgewater, en het 'n baie swak begrip gemaak. Die begrip in die Joodse kultuur, as hulle gesê het, mag God, beteken dit die volgende, hulle het 'n ding verstaan, wat ons westerse kultuur, wat verlore gegaan het, daar is 'n uitdrukking wat sê, things get lost in translation. Things get lost in translation. Ons begrip van mag God, beteken mog getroffe. Wanneer die Jode gesê het, mag God, beteken dit, God wil, as ek saamwerk. As God gesê het, mag God jou seën, sê dit eintlik, God is gereed. Ek moet net sê ja. Ek moet net inhak by God. Dit is die begrip, mag God. En nou kyk julle asof julle dit nog nooit verstaan het nie. Vir wie is dit die eerste keer, as ons die Bybel lees, as die Bybel sê, geseënd is God, beteken dit, God is vry om God te wees in jou lewe. Is dit mind-boggling vir oggend, of oor julle koppe vir oggend? Wanneer die skrif sê, geseënd is God, beteken dit, God is God, maar hy is vry vandag om God te wees in jou lewe. En Jakob word en die Israel binne in hom praat, en hy sê, toe sê Israel, let God be God. Yes. Nou ek het hier geskryf in my ding is, toe sê Israel, met ander woorde, toe praat die nuwe natuur, die gees, of die geesmens, wat in eenheid met die Heilige Gees is. Geliefdes, die Heilige Gees woon in u. Daar's twee stemme, wat voortdurend praat. Die stem van Jakob in jou lewe, of die ou stem, en die nuwe stem, die stem van die Heilige Gees in jou lewe, wat jou lewe beïnvloed, en wat maak dat jy in eenheid met die Heilige Gees is. Maak het sin. Hoor wat sê hy hierso, of wat nommer 1 is, mag God, wat beteken, hy sal, as ek hom toelaat, of as ek inwillig, hy sal, as ek inwillig. Tweedens, geseënd is God. Tweedens sê hy, let go and let God. En derdens sê hy, ja. Nou geliefdes, ek het hierdie volgende stelling, en ek wil klaarmaak met dit. Die innerlike stryd, daar is 'n innerlike stryd in ons lewens. Onthou, Jakob was 'n hero in die hemele, en hy sal altyd die hero in die hemele bly. Die vyand het 'n manier op aarde om ons fokus weg te trek van wat ons in die hemele voor God is. Ons het dit gesing vanoggend, I can hear a voice that is louder than the thunder. God se stem, reminding me of who I've always been. I am your beloved. Maar ons vergeet dit. Die pyn maak dat ons dit vergeet, en dit maak dat die Jakob in ons praat. Maak dit vir jy sin. Kom ons kyk gou na die innerlike stryd. As ek dit so kan saamvat. Jakob, die vlees, sê, alles is teen my, nee. Stem jy saam? Jakob sê,
alles is teen my, nee, vir God. Israel sê, of die geesmens sê, mag God, so, yes, let's do it, let's go for it. Straight forward. Nou kom ons sluit af op die happy ending. Genesis 45. Toe kom Jakob en hy sien, en hy, of die nuus kom na hom toe vers, kom ons maak maar net klaar hier, ons sê vers 27. Genesis 45 vers 27. Nou ek wil hê julle moet ook daar in julle Bybels kyk, en nou nie vir my nie, want laat julle dit kan sien. Maar toe hulle om al die woorde van Josef te kenne gee, wat hy gespreek het, met ander woorde, die versoening was toe nou daar gewees tussen die broers, al die woorde wat hy te kenne gegee het, en hy die waans gesien het, wat Josef gestuur het om hom te vervoer, het die gees van Jakob, hulle vader, lewendig geword. Die Engels sê, hier spirit revived. Die nuwe vertaling sê, hy het begin belangstel. Dit was nie soos daai ou wat in 83 dood is en 86 begrawe is nie. Hy het weer begin belangstel in die lewe. Dat iets, dat sin gekom. Hy sy droom het weer wakker geword. Onthou nou, hy sê die gees van Jakob, maar kyk nou vers 28 sê, en Israel sê. Wow. En Israel sê, so geliefdes, ek wil hê, jy moet die speling en die hidden message hier so raak sien tussen wat die woord van die Here ons leer, die speling, die woordspeling tussen Jakob en Esau, Jakob en Israel die hele tyd, dieselfde mens, maar 'n inner battle, 'n ongoing battle, maar hy sê hier so, en Israel sê, dit is genoeg, my seun Josef lewe. En ek sal gaan en hom sien voor ek sterwe. Wow, met ander woorde, die gees van Jakob word lewendig en Israel sê, daar is hoop. Dis dieselfde mens, die gees van die ou Etienne word weer lewendig en die nuwe kreatuur binne in Etienne sê, daar is hoop. Yes, Lord, yes. Kom ons kyk na nog enetjie. 46, blaai om, vers 29, die mooi versoening, die mooi ontmoeting tussen Josef en sy pa. Wat 'n mooi gesig moes hierdie nie gewees het nie, dink julle ook so, na al die jare. Toe span Josef vers 29, toe span Josef sy wa in en trek op sy vader Israel tegemoet na Gosen. Geliefdes, pos net gou, dis nou nie deel van die preek nie. Picture nou net, hierdie magtige in Egipte, tweede in bevel, hierdie hoë ranked ou, maar daar steeds 'n kindjie in hom, wat sy pa wil sien. Ek het hier geskryf, die groot Egiptiese heer, maar die kind, wat sy pa soek, wat sy dad soek. Halleluja. Maar dit nou daar gelaat, en toe hy homself aan hom vertoon, het hy hom om die hals geval en lank, ek dink daai lank was baie lank, aan sy hals geween, en nie Jakob nie, Israel sê vir Josef, nou kan ek sterwe, nadat ek jou aangesig gesien het, dat jy nog leef. Dit was nie 'n ander sterwe, dit was nie daai wat hy gesê het, ek het niks meer om voor te leef nie, hy sê eintlik, I'm fulfilled. En toe ek dit lees, jy kan daar byskryf Lukas 2, vers 28 en 29, toe Simeon, toe Josef en Maria vir die Here Jesus as 'n babietjie gebring het, om hom aan God toe te wy, sê die skrif, toe Simeon vir Jesus sien, toe hou hy hom tot God en hy sê hierdie woorde, nou dat ek hom in my arms gehou het, kan ek maar sterf, want ek het die heerlikheid, ek het die verlosser gesien. Die engel sê, now that I've held him in my arms, my life can come to an end, because I've seen your salvation. Geliefdes, dit is die uiteinde van die storie, van die lewenssiklus, die lewensverhaal van Jakob. Net daarna sien ons dat Jakob gesterf het, en hy het net vir Oula sy kinders geseën.
Maar geliefdes, ek en u weet vandag, Jakob se seun was nooit dood nie. Jou seun, jou droom is nie dood nie. Daai sterre wat buig voor die ander ster, daai koringare wat buig, daai droom wat God gehad het, daai droom van Josef was nooit dood nie. Al wat gebeur het is, jy word gelieg voor. Die lewe het vir jou gelieg, om vir jou te laat wys, jou seun is dood. En so baie keer praat Jakob in jou. Wil jy nie vandag vir die Here kom sê, Here, ek het sommer net 'n gebed hier geskryf, wat sê, as jy sommer daai gebed, is net 'n gebed om ons sommer net te lei en te rig, Here, dankie dat ek nie meer Jakob is nie, maar Israel. Laat ek van my nuwe Israel natuur praat, en nie uit die ou Jakob natuur. Laat my nie praat uit pyn, maar wat u gedoen het. Ek sê nie meer nee vir goed nie, maar ja. Laat my gees oplewe en ek vervuld wees en goed prys. Halleluja. Kom ons bid net saam. Halleluja. Here, hoe dankie sê ons nie vandag vir die waarheid nie. Hoe dankbaar is ons nie vandag, Here, dat die gees van God in ons woon. En Here, Romeine 8 sê, as die gees van God, wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy ook julle sterflike liggaam aktiveer om God te prys. Heilige Gees, kom aktiveer my lewe. Laat my gees oplewe en laat Israel praat en nie Jakob nie. Laat die nuwe natuur in my praat, Here. En geliefdes, as u sit, ek wil net vra, kom ons sluit die oë almal in. As hier iemand is vandag wat sê, ek is nie seker dat ek 'n kind van God is nie. Wil ons net saam met jou in hierdie oomblik bid. As iemand, steek net jou hand op, as jy onseker is of jy 'n kind van God is. Amen. Goed. As jy vandag hier sit en dit voel vir jou Josef is dood. Jy sien nie, dit is vir jou so moeilik vandag om te kan sien dat God nie verander het nie. Ek het nog nie gehoor dat hulle my die nuus bring, my seun lewe al die tyd nog nie. As jy vanoggend voel, jou seun is dood, wil jy nie net jou hand opsteek, ons wil vir jou bid vanoggend, sommer net vir enige iemand vanoggend. Yes, ek my hand laat sak, nog iemand. Vader, dankie vanoggend dat u die een is wat nie verander nie. En ek wil bid vir die kosbare mensies wat hier so sit, wat sê, dit voel vir my droom is dood. Is my gebed vandag, Here, dat u hierdie persoon net sal kom bedien, hierdie mensies net sal kom bedien, vanoggend deur die liefde en die werking, die soete werking van die Heilige Gees. Ek bid nou, Here, dat die Gees sal oplewe in die naam van Jesus. En ek wil bid, Here, dat daar 'n oomblik sal kom, dat hierdie mensies ook sal sê, nou kan ek maar sterf, ek is vervuld, my lewe is vervuld, ek het dit gesien. En selfs as ek nog in die wagproses is my gebed, Here, help die mensies om net te sê, I will worship you while I am waiting.
Halleluja. Halleluja. Dankie Jesus. Dankie Here vir lewe vandag. In Jesus naam. En ek spreek vandag tot elke persoon wat hier sit. En wil jy nie net daar waar jy is, sê Here, U het my verander na Israel. U het my natuur verander. U het my 'n nuwe naam gegee. Ek is nie meer Jakob nie. Ek is nie meer die bedrieër nie. Ek is nie meer. Ek is, soos daai lied sê, I am who you say I am. Ek is wie U sê ek is. Here, U het my 'n naam gegee, Israel. Heilige Gees, beïnvloed my vandag om hier uit te stap en as Israel te praat. In Jesus naam. In Jesus naam. Dankie Here dat my seun lewe, want U het dit gegee. En die roeping en die genadegawes van God is onberoulik. En ek spreek oor jou vandag in Jesus naam, dat jou gees mens dit hoor vandag. Jou seun lewe. Jou seun lewe. In die naam van Jesus. En ek wil bid, Here, ek wil bid, dat elke man en vrou wat hier sit, sal ervaar. Daar's hoop. Wil jy nie vir die Here dan nou vandag sê, ja, mag God vir my gee, wat hy wil werk. Ek sê ja vir God, in Jesus naam. Amen. Amen. Halleluja. Mens sê so baie keer, die Bybel is so vol stories, hierdie wat ons vandag gehoor het, is so naby aan my. Die van julle wat my nou al lang ken, weet, ek het 2 pragtige dogters, maar die oudste een, ons het 4 babiekies tussen die oudste en die jongste verloor. En toe ons die tweede seun moet teruggee vir die Here, sy naam was Isak, toe ek uit die theaters uitkom en ek kom by, en toe kom die vyand fisies na my toe en sê, dis nie moeite werd om hier wakker te word, en slaap sommer verder, slaap net. Dus die Lientjie so 3 jaar oud, en ek moes toe die Israel binne my gaan soek, om te sê, nee, daar is nog 'n roeping, daar is nog vir my om te doen, wat die Here vir my in sy plan, in sy seun gesê het. Ek het nou fisiese seun teruggegee, maar die Here het nog 'n plan. En weekliks is my dogtertjie, my jongste een, wat ek van die Here af gesmeek het, is sy in die koshuis en dan bel sy, dan sê sy, mama, die maatjies is lelik met my. Dan moet ek haar herinner en sê, Marnel, die roeping op jou lewe is te groot, dat hierdie nonsens jou ontspoor. Onthou, jy het 'n roeping. Dieselfde geld vir ons. Ons moet ook die Israel in ons gaan soek en sê, Here, U het 'n plan vir ons.